ons op in die teenwoordigheid van die Here. Halleluja. Nou ek in groep, elke broer, elke suster, wat ek groot in die naam van ons Koning Jesus Christus, allemaal wat die stem kan hoor, allemaal wat die stem kan hoor, oorals waar jy sit, waar jy ook al is, soveel soos wat die speakers my stem kan vat, wil ek jou groet in die naam van ons Koning Jesus Christus. In die weken praat die Here so saam met my in die boeke van Openbaring, hy sê dat die wat vuil is, laat hulle nog veilig raak. Maar die wat heilig is, die wat skoon is, laat hulle nog meer increase in julle heiligheid, laat hulle nog meer increase in julle skoonheid, want die Here sê, dit is nie my plan, dat mens moet mens red nie. My naam is Jesus Christus, en as dit vertaal word, dan beteken dit redder. So moenie my job probeer doen vir my nie, ek is die een wat red, sê die Here. Nou wat is my werk? My werk is om die gospel te preek. My werk is om die gospel te gee aan iemand. My werk is om te sê dat Jesus lewe. Maar so seker as wat die Here leef, as hy dan nie vir jou wil hoor nie. Die Bybel sê dat die wat vuil is, laat hulle dan nog veilig raak. En soveel so dat my trane loop in die week, en wil ek sê, Here, ek al so vir mense gesê, ek al soveel mense al bemoedig al, wat moet 'n mens dan nog doen? Hy sê, nee, jy kan nie nog meer doen, as om die gospel te gee nie. Ongelukkig kan sy nie mense red die den, was so los die besigheid, ek is die redder van die aarde. Want as hy in elk geval kon gered het, dan sou die eer na jou toe kom, maar die Here sê nie, my eer deel ek met niemand nie, my heerlikheid deel ek met niemand nie. So moenie maak asof jy mense wil red nie, sy kan net so ver gaan as om die gospel te preek. Moenie dat sy jou redding mis, as gevolg van iemand wat jy wil lei na die Here toe, maar jy wil nie kom na die Here toe nie. Maar ek wil saam met u gaan in die boeke van Judas, eerstens, het baie om saam met u volgende deel, maar ek wil saam met gaan in die boeke van Judas, het is net voor Openbaring, in die boeke van Judas kan ons gaan goed eerst doen. En ek wil vanoggend hierdie vraag wil ek minister vanoggend, hoe weet ek is gereed? Daar is baie wat onseker is, gaat ek nou dood? Here, gaat ek dit ingaan? Gaat ek hemel toe? En ek wil vanoggend hierdie vraag minister, is ek gereed? Miskien dat jy die vraag afvraag, hoe weet ek dat ek gereed is? Hoe weet ek dat ek gereed is? Ek wil vir inlei, in die Skriftuur 1, die Bybel sê, dat nie eens die aartsengel, Michael, sommige sê Michael, het so iets gedoen nie. Toe hy met die duiwel gestry het oor die liggaam van Moses. En hy hom dat nie veroorloof om die duiwel te beledig nie en te veroordeel nie. Maar hy het net vir hom gesê, die Here sal jou straf. Die Bybel sê dat Michael het 'n gestryding gehad met die duiwel oor die liggaam van Moses. En ek gaan nou vir jy sê, hoekom ek vir jy vat na hierdie ding toe. Jy sê, die gedagte van die duiwel, die vyand, was gewees, dat na die tyd dat Moses al die wonderwerke gedoen het, verbeel vir jou, wat die duiwel met sy liggaam kon gedoen het, as hy sy liggaam in die hande gekry het. Want dit is eintlik die ding waaroor het gaan op die einde van die dag. Want die vyand wou sy liggaam gebruik het, of die vyand wou sy liggaam hê, om besit te neem van sy liggaam, sodat hy mense kon verlei. Are you following this? Yes. Nou, kom ek dit weet? Nou. Die Bybel sê dat daar sal vals profete kom. Die Bybel sê dat daar sal valse leraars kom. Sy kan nie wel vals wees, 'n profeet wat vals is. Sy kan nie wel vals wees, halleluja, as sy nie die woord van God ken nie. Met ander woorde, sy sal moet die woord van God ken om die woord van God te verdraai. Are you following this? Die vyand het die woord geken om die woord te kon verdraai. Kyk,
As die woord binne jou is, dan kan niemand vir jou lieg nie. Niemand kan vir jou sê hoe die ding moet wees nie. Dit is hoekom sê die woord moet wees in die laaste dae. Want daar gaan tye kom, halleluja, waar die vyand iemand se liggaam wil gebruik en sy sal sien dis 'n man van God. Sy sal sien dis 'n vrou van God. Sy sal sien dis 'n engel van die lig, maar dit sal eintlik die duiwel wees, halleluja, wat in die laaste dae gaan kom om jou te verlei. En as die vyand, halleluja, jou kan kry om te glo die profeet wat eintlik vals is, dan gaan hy jou verlei. Wat probeer ek vir u sê? Halleluja, ek probeer vir u sê, dat in hierdie laaste dag, glory to God, sal daar baie boodskappe wees, wat in die woord is van die Here, maar dit is ook al mense wat al reeds in die woord was, halleluja, dit sal mense wees wat sy gesien in al die jare, nee, maar ek kan die man glo, maar as hy nie die woord ken nie, dan sal jy nie kan sif nie, halleluja, en hy sal jy mislei, glory to God, maar as hy die woord van die Here ken, as hy in die woord van die Here is, halleluja, as hy naby God se voete is, dit is hoekom dit so belangrik is om by sy voete te bly in hierdie tyd, en halleluja, want hy moet weet dat daar gaan valse mense kom om jou te kom verlei, selfs al is die uitverkorene van die Here. Die Bybel sê selfs al sal dit moontlik wees om ons ook te kom verlei. Die vyand het nie meer tyd oor, sy tyd is min. So as hy iemand sy liggaam kan gebruik, dan sal hy dit doen. Want hy was in die besigheid om liggame te steel. Hy het in elk geval die slang se liggaam gesteel. Het jy nie daai gelees nie? En hy het deur die slang gepraat. Hy is in die business om iets te gebruik waarin sy al reeds glo. Om op die einde van die dag jou van kant af te maak. En dit is kom jy ons sê, Denver, noem eers dit. Want daar is baie mense wat gaan kom en gaan sê dat hulle is dit, maar hulle is glad nie dit nie. Blaai saam met Romeine 10 vanaf vers 9, Romeine 10 vanaf vers 9. Ek so 'n paar skrifte saam met u wat ek wil deel. Romeine 10 vanaf vers 9. Romeine 10 vanaf vers 9. Die Bybel sê dat as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood het opgewek het, sal jy gered word. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood het opgewek het, dan sal jy gered word. Hoekom wonder ek of ek gered is of nie? Dit is die eerste ding wat my die versekering gee dat ek gered is en dat ek die hemel toe gaan. Of ek nou so voel en of ek nou nie, ja, ek weet soms is 'n voele man, maar jy sê ek voel soos 'n sondige man. Ja, ek het in die Bybel die ek gelees, ek voel afvallig man. Maar dit is 'n leuen van die vyand om vir jou afkoers te kry, want hy wil vir jou laat voel asof jy nie gered is nie. Maar die Bybel sê dat as ek met my mond bely het, Here, ek het mos met my mond bely en ek het mos in my hart geglo. So ek is gered. Never mind wat mense sê, come on. Never mind wat mense dink. Never mind hoe mense voel. Never mind hoe ek voel. Halleluja. Ek is gered en dit is die versekering wat ek het dat ek hemel toe gaan. Dis nie wat Denver sê nie, dit is wat die woord sê. Nou vraag die mense dat sy gered, hoe voel sy nie? Of ek nou so voel en of ek nou nie so voel nie. Soms gaan ek voel ek is nie gered nie, maar dit maak die saak in die Bybel sê, dat as ek met my mond bely het, en ek weet mos ek het met my mond gelei, die duiwel moet nie van my probeer lieg nie, ek het my hart van die Here gegee, ek het gestaan en gesê dat die Here is die lig van my lewe, hy is die Heer van my lewe, en ek is gered. Ek is gered, verseker. Nou, soms voel man 'n bietjie afvallig. No. Ons voel soms 'n bietjie afvallig. Soms voel 'n mens, gaan ek dit maak vir hemel. My broers, jy moet weet dat ek quoteer hierdie skrif. Ek het met my mond bely. Ek is gered. Ek glo mos in my hart dat die Here opgestaan het. Hoe kan jy wel wees? Hy het nie opgestaan nie. Nee, hy leef waarlik opgestaan. Dat moet my belydenis wees elke oggend. My broer, want hy voel hy's afvallig. Want hy voel hy's ver van die Here af. Dan sê hy nee, ek is gered, want ek het met my mond en ek bely. Ek het met my mond bely. Die vyand gaan elke keer voel hy's afvallig. Maar hy gaan nie hierdie skrif kan verander nie. Hy sal elke keer laat voel, hy's ver van die Here af. Maar hy sal hierdie skrif kan verander nie. Halleluja, jy met jou mond het hy bely. En solank as wat hy leef, halleluja.
Sy's gered. Maar vanoggend wil ek vir u verseker dat as jy met jou mond bely het en as jy glo in jou hart dat God vir Jesus uit die dood het opgewek het, is dit my eerste getuie om te sê dat hy gaan die hemel toe. As jy natuurlik nie dit glo nie, dan is jy nie gered nie. As jy dan natuurlik nie dit wil bely nie, dan is jy nie gered nie. Maar die Bybel sê, halleluja, dat wanneer jy met jou mond bely, wanneer jy die confession maak, dan is jy gered. Ook as jy daar is nommer 1. Wat is nommer 2? Johannes 1:12. Johannes 1 vanaf vers 12. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo, het hy die reg gegee, het hy die autoriteit gegee, het hy die mag gegee, het hy die salwing gegee, het hy die deurbraak gegee, het hy die oorwinning ingegee, halleluja, het hy gesalf om te sê dat dit is 'n kind van my. So as jy 'n kind van die Here is, dan gaan jy hemel toe. Is dit nie obvious nie? As ek 'n kind van die Here is, hoe kan hy my weghou uit die poorte van die hemel? Hoe kan hy my weghou en sê, denk wat ek gaat nie meer, ek is 'n kind van hom. Ja, soms verteer 'n kind, maar hy is altyd deel van die huis. Ja, soms doen 'n kind verkeerd, maar hy is altyd deel van die huis. Ek hoor van dat iemand een keer gesê het, een keer 'n kind van die Here. Come on, iemand praat saam met my. Halleluja, halleluja. Want as jy een keer 'n kind van die Here is, as jy een keer met jou mond bely, dan is jy gered. Glory to God. Ek weet dat die vyand elke keer vir ons mense sê dat sy is nie 'n kind van die Here nie. Soos ek vir u sê, dit gaan nie gebaseer op gevoel nie. Halleluja, soms dan voel ek is my ma se kind nie. Soms dan voel ek is my pa se kind nie. Maar net omdat hy nie so voel nie, beteken dit nie daar was geboorte geskenk die dag toe ek my hart vir die Here gegee het nie. En dis hy die sekretheid wat ek dra. Dis daar die sekretheid wat maak dat ek kan sê dat ek is op pad hemel toe. Dis daar die sekretheid wat ek het in my hart. En dis iets anders wat dit vir my gesê het, die dienaar. Dis die woord wat dit vir my gesê het. En hy is 'n waarmaker van sy woord. Sy woord is kragtig. Sy woord is magtig. Sy woord is skerper as enige tweesnede swaard. Dis soos 'n hamer wat 'n rots verbryse. Halleluja, daar's krag in die woord van die Here. Daar's krag. Dit verbaas my dat ons meer mens glo as wat ons die woord glo. Dit verbaas my dat ons meer Facebook glo as wat ons die woord glo. Dit verbaas my, halleluja, dat ons mens glo in plaas van die woord glo. Halleluja, halleluja, dat dit tyd geword die kinders van die Here die woord moet glo. Hemel sal verbygaan. Facebook sal verbygaan, WhatsApp sal verbygaan, getuienisse sal verbygaan, ewen die praat van tale sal verbygaan, die profesie sal verbygaan, maar halleluja, die woord van die Here, dit sal nie verbygaan nie, en ek glo aan die woord van die Here, want die woord van die Here is my weapon. Dit verbaas my, sê Paulus, dat julle so maklik afvallig word van die evangelie wat ek vir julle gepreek het. As sou 'n engel ooit kom uit die hemel uit en 'n ander evangelie verkondig, wat teenstrydig is met die evangelie wat ek aan julle verkondig, as hy 'n vervloekte. So ek is gered, nommer 1. En ek is 'n kind van die Here. 1 Korintiërs 7. Gaan saam met daar. 1 Korintiërs 7. Maar wie met die Here verenig? Nou die vereniging het plaasgevind die dag toe ek my hart vir die Here gee, toe ek 'n belydenis doen in Romeine, toe verenig die Here homself met my. Nou sê hy, dat wie om met die Here verenig, is geestelik een met hom. Wie homself met die Here verenig, is geestelik een met hom. Hy is geestelik een met hom. Met ander woorde, die Heilige Gees en jou gees
Is dit miskien 'n bietjie te groot om te glo? Is dit miskien 'n bietjie te groot om te glo dat die gees van God saam met my gees gefuse het? Yes. En net soos kos deel word van jou liggaam en dit jou laat maak groei. Yes. As hy deel van my gees, en hoe meer ek hom voed, hoe meer word ek vernuwe na die beeld van hom. En nou kom Johannes en dan sê hy dat, Here, ek wil minder word, Ja. sodat u meer kan word. Ja. Hy is die tempel. Ja. Dit is hoekom sy nie enigiets met jou liggaam kan doen nie. Ja. Dit is hoekom sy nie enigiets met die liggaam kan aanvang nie. Dit is hoekom God wil hê dat sy die liggaam moet beskerm, want hy woon eintlik in die liggaam. Dit is sy woonplek, halleluja. En wanneer mense jou sien, dan moet hulle eintlik Jesus Christus sien, want hy woon binne in jou, want jou gees en sy gees, halleluja, is saam geconnected, en jy kan dit nie meer uit mekaar skyn nie, want julle drie is een, halleluja. En dis gaan wonder die Bybel sê dat ek sal saam met julle wees tot die voleindiging van die wêreld toe, halleluja. Ek sal jou nie verlaat nie, ek sal jou nie begewe nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Mense kan jou verloon, maar die Here sal jou nie verloon nie. Mense kan jou verlaat, maar die gees van God, halleluja, sal my nooit verlaat nie. Selfs al word die Heilige Gees weggeraap van die aarde af, dan gaan ek saam met hom gaan, want ek en die Heilige Gees is een, halleluja. Kom ons gee God 'n prys, halleluja. Kom ons vir die Here prys, halleluja, want hy wat binne in my is, hy is magtiger en sterker as enige siekte wat my aanval. Al kom die siekte, die teenwoordigheid van die Gees sal het uitbots. Al kom die corona, hy sal het uitbots, halleluja. Al kom wat se siekte op my pad, halleluja, halleluja. Nou word die stukkie. Wanneer die teenwoordigheid weer eens, ek dink ek het die laatste Sondag gesê, dat wanneer ons die keyboard aansit, en die atmosfeer van die Here skep, dan is die plek geheilig, en die atmosfeer is geheilig, halleluja, en sy voel, sy wil heil, en sy voel, want die krag van die Here, soos wat ons sê, is in die plek. Yes, Lord. En ons weet dat wanneer mense inkom, halleluja, dan hulle bars uit in trane, van die krag van die Here is in die plek. Nou, wat van as die krag van die Here in my liggaam is? Kom aan man, as die krag van die Here dan so geweldig is in die buitekant, as die krag van die Here dan so magtig is in die buitekant, wat nou te sê van as hy in jou liggaam is? Die Bybel sê dat in die Romeine, dat dieselfde gees, wat Jesus uit die dode opgewek het, is binne in jou, en die selfde gees sal ook jou liggaam, jou sterflike liggaam, sal dit weer activeer, over hy woord man, hy sal jou liggaam, sal hy activeer, met ander woorde, elke sel in jou liggaam, sal hy activate, halleluja, en wanneer het ding in jou liggaam aankom, dat dood het. My God, my God, my God, my God, my God, halleluja, halleluja, luister, dis iets, halleluja, dis iets wat ons net sê nie, halleluja, dis iets wat ons uitleef, dis iets wat ons dra saam met ons, halleluja, van die woord sê dit, as ons net lang genoeg op die woord vertrou, dan sal ons resultate kry, as ons net lang genoeg op die woord vertrou, dan sal ons 'n getuie wees, want as ons op die woord vertrou, dan sal ons altyd deur. Ons sal vertrou met die Here man, vat hy kans en vertrou met die Here, al lyk omstandighede hoe, al lyk dinge hoe, halleluja, sy is die gesalfde van die Here. So die Here se gees, die Heilige Gees en ek, is een. Nou kom ons die voorlaaste een, 2 Korintiërs 5:17. Die Bybel sê dat as iemand in Christus is hy 'n nuwe mens. Die oude is verby. Die eerste sin is klaar wat hy wil weet. Nou, hy is klaar 'n nuwe mens. Hy is klaar wat hy wil weet. Nou sê hy, die oude is verby en die nuwe het gekom.
Met ander woorde, die ou natuur is weg. Ja. En die nuwe natuur het gekom. Nou as iemand in Christus is, my vraag is net, is hy nog in Christus? Hoe weet ek is in Christus? Die dag toe jy jou hart vir die Here gee, toe is jy in Christus. En dis die nuwe mense wat hemel toe gaan. Dis die mense met die nuwe natuur wat hemel toe gaan. Dis die mense, halleluja, wat weer uitgebore uit is, uit Jesus Christus, hy is gebore uit die geslag uit van die tweede Adam. Are you following there? Jesus was die eerste een wat uit geestelike dood het gekom het. Dankie Jesus. Yes. En wanneer sy geestelik dood is en God, dan is God kom binne in jou in en sy is binne in hom in, halleluja, dan kom sy uit geestelike dood uit. Jesus was die eerste een wat uit geestelike dood het uitgekom het. Dit is die betekenis dat hy uit die hel het gekom het, want hy het gesê, my God, waarom het u my verlaat? En hy was geestelik, was hy dood, van God het hom geskei, homself geskei van hom af, en hy het alleen hel toe gegaan, halleluja, maar toe hy opgestaan het, glory to God, toe staan hy uit geestelike dood uit op, en soveel so dat die aarde beweeg het, soveel so dat die grafte geskit het, halleluja, dat is hoe powerful die geestelike opstanding was, uit die dood uit op, want hy het nie fisies opgestaan en met geestelik, uit die geestelike dood uit opgetrek, kyk hy het hier gebreek, halleluja, uit die jalm uit, halleluja, hy het hier gebreek, en met die sleutels gekom, en allemaal wat gekepse was, het hy uitgelei, uit die boesem van Abraham uit, en die paradijs het gekom met die hemel uit, oh, glory, 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 en die paradijs, wat eers in samen in die onderwereld was, oh my God, as nou in die paradijs, in die hemel, en nou gaan ons na die selfde paradijs toe. Want dis die nuwe mense, wat uit geestelike dood het opgestaan het. Die Bybel sê dat toe hy gesterf het ons saam met hom gesterf. En toe hy opgestaan het, halleluja, het ons saam met hom opgestaan. En ons het opgestaan, nie as die ou denken nie, maar as het opgestaan as die nuwe mens. Want as iemand in Christus is, as hy met jou mond bely het, want ek is 'n kind van die Here, ek is die gesalfde. Die Bybel moet maar wat sê, maar ek het opgestaan in geestelike doodheid, en ek het weer gebreek. Baie mense het die weer gebreek, baie mense vind dit moeilik om weer te breek, maar ek het weer gebreek, en ek sê, Here, dankie, dat jy my siel gekom red het, maar ek het weer gebreek. Daar was baie mense, wat my nou nag het, daar was baie mense, halleluja, wat gebid het van jou val, maar sy het weer gebreek, halleluja. Dankie Here vir die deurbraak. Here, dankie vir die deurbreking, want in die voorhang is uitgeskeur, en nou daar skyning gekom, en nou kan ek kom na God toe. Halleluja, halleluja, halleluja. Ek het weer gebreek, halleluja. Deur my dronkenskap het ek weer gebreek. Deur my dwelms het ek weer gebreek, halleluja. Deur verkrede vriende het ek weer gebreek, halleluja. Here, dankie dat jy my die krag gegee om weer te breek, en nou weet ek, halleluja, dat ek gaan hemel toe. Ek weet, halleluja, dat ek is op pad hemel toe, halleluja. Ek het dank foute het, ek het dank baie dinge nie doen wat in die woord staan nie, maar ek het gered, halleluja, want ek het met my mond bely, en ek is in Christus, ek is 'n nuwe mens, ek is 'n kind van die Here, ek en hy is een gees, hy is een gees, halleluja, halleluja. Gee God 'n prys, gee God 'n prys, halleluja, gee Here prys man, gee Here prys, ek is gered, ek is 'n nuwe mens, ek en God is een gees, want ons is doordrongen met een gees, halleluja, ek is 'n kind van die Here, oh, halleluja, 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 die Bybel moet maar sê wat hy wil, ek moet maar voel wat ek wil voel, halleluja, maar dat gaan nie die woord verander nie, my trane gaan nie die woord verander nie, halleluja, halleluja, oh, glory to God, glory to God. Ek is 'n kind van die Here, ek is 'n kind van die Here, ek is 'n kind van, het hy hom aangeneem, dan is hy 'n kind van die Here, halleluja, ek is 'n kind van die Here, ek is gered, ek
gered. Ek weet ek is gered. Want ek het met my mond bely. Ek het in my hart geglo. En ek glo nou nog. Halleluja. Ek glo nou nog. Ten spyte van wat mense sê, glo ek nou nog. Ten spyte wat mense doen, glo ek nou nog. Ten spyte wat ek lees op die Facebook, ten spyte wat ek hoor op Facebook en op die lees, glo ek nou nog. Ek weet. Halleluja, ek weet dat daar is 'n God. Ek weet, halleluja, dat daar is iets. Halleluja, ek weet there is something. Hulle moet maar sê, daar is nie 'n God nie. Hulle moet maar sê, daar is nie 'n Here nie. Hulle moet maar sê, die Here gaan nie kom nie. Maar daar is die Bybel wat vir my sê, dat die Here gaan kom haal. En hy gaan kom haal net die wat syne is. Hey, ek is syne, want ek is sy kind van die. Ek is syne. Maak die saak wat mense sê nie, man. Maak die saakie. Ek weet, ek gaan hemel toe. Ek weet. Want die woord sê so. Die woord sê vir my so. En ek het gedoen wat die woord gesê het. Here, moet my nie uitdoen nie. Want ek het gedoen wat hy sê. Moet my nie weghou nie, Here. Want ek het gedoen wat hy sê. Moet my nie weghou nie, my God. Want ek het gedoen wat hy sê. Ek het alles in my mag probeer om te doen wat die woord sê. Ek het my alles gegee. Hoe kan God jou nog in die hemel hou? As jy alles gegee het, gee jou alles vir die Here. I give myself away. Sy gee jou alles vir die Here. Halleluja, ek was nie verniet bekeer nie. Ek was nie verniet vriendelik met mense nie. Ek was nie verniet liefdevol met mense nie. Hoe kan dit wees dat iemand wat nie gered is, ook nog naar die hemel toe gaan nie? Dan is my redding dan verniet. Hoe kan iemand wat nie in Christus is, ook die hemelpoorte aangaan nie? Dan is dit ons verniet wat ons doen nie so. Dan is dit ons verniet wat ons sê nie so. Halleluja, maar daar gaan apartheid wees. Daar gaan apartheid in die hemel wees. En as ons God nie ken nie, dan gaan ons hel toe gaan. Maar as ons die Here geken het, as ons hom geken het, as die krag van die opstanding, as ons in Christus was, as ons gered was, dan gaan ons hemel toe. Halleluja, halleluja. Glory, glory, glory. Dank die Here vir jou redding. Dank die Here vir jou redding. Dank die Here vir jou redding. Net waar jy is, dank die Here dat hy dier gebreek het. Dank die Here dat hy dier gebreek het. Dank God dat hy jou in geestelike doodheid gebring het. Sy die geestelike doodheid sy oorwin. Halleluja. Oh, masabra sabro konda lamanda rabashande. Le komondo robo shiande. Shekama mamando. Rebede shianda labo. Rebrakanda laba shinkandele. Rebede shinkayamando. Vishtamundili bakandele bashayande. Jonto komomo shianda. Rebekendele mo shiende kelemanda. Lebekende labo shianda lamamande. Shiekendele mo shayamande. Das recht mensen, das recht praten talen. Ratayamaka mama shoindo. Maak je mond toe praten talen. Jetrema sandalabo shayande. Rebebe shiankayama mande. Kotayama shinkentele baso. Robo shianda. Letemakayama mo shiendele baka. Nantayamandele no shiendele no kondo. Makayama labo shiende. Letayama mashondo. Brisa. Yekemandaya mama shonkorobo. Lataya la mondele bakayende. Litaya karamondo lobo shiande. Leteke yamanda rabo shayamanda. Here die atmosfeer wat ek van die mense wat rond my God. Here ek bid my Here van die mense wat mense die dood af gestaan het. In die naam van Jesus Christus. Kies van die God van nabije. Aan Jesus machtige naam. Here wees met elke familie. Here wees met die mense my God wat nou in trane is. Halleluja. Ek bid vir 'n krag in die straat. Ek bid vir 'n krag, halleluja, in die plek. Ek bid vir 'n krag my Here, 'n krag my God wat mense sal mis. Ek bid vir 'n krag my Here wat mense sal verlang. Halleluja.
dat wanneer ons weg is, Here, dat waar mense my stem sal hoor, Here, dat op bekering sal kom, dat hulle sal deurbreek, en wat deurbraak, halleluja, en wat deurbraak, halleluja, en wat deurbraak, en wat deurbraak, deurbreek in ongesinne, deurbreek, halleluja, in jou drankenskap, deurbreek in jou roke, deurbreek in dwelms, deurbreek in verkrachtings, deurbreek in gangsterisme, en wat deurbraak, in die naam van Jesus, deurbreek in die naam van Jesus. Jesus' naam, in Jesus' naam, Jesus, halleluja, Jesus, vat ons halleluja, maak die woord bekend, sy moet bekeer, sy moet in Christus is, sy moet, die bedrieger staan buitenkant, sê die Bybel, die leenaar staan buitenkant, die homoseksualiteit man staan buitenkant, hy gaan nie aankom nie, die een wat was, eie begeertes najaag, hy staan buitenkant, halleluja, maar die kind van die Here wat gered is, die kind van die Here wat 'n nuwe Christen is, wat 'n nuwe skepsel is, hy is waardig om weggeraap te word, hy is waardig om in te gaan, halleluja, wat mense, wat, halleluja, Sobro saya mama sai, yete kaya mama shondo, shika mama shendele basaya ka, yete tema kaya momondo, sobro mondo lobo shai, lata kaya mama bashande, lepro siya mama kande, lata yendele bashondo lobonde, makaya mama shande, lekete makama mando, lekaramo shandele bakayenda. They were very enemies of the vision, but the Lord have chosen you. There were many others, but the Lord chose you. En die wereld en die gesê, broer, my sister, ek het jou gaan kies, en sy is myne, ek het by jou naam geroep, en sy is myne, voordat hy jou moeders skoot gevorm was, het ek jou geken, halleluja, voordat hy gevorm was, voordat jou ma en jou pa besluit het, dat hy vir jou gaan maak, het jou geken, en sy is myne, en die Here roep iemand, die Here roep die mense, die Here roep jou, daar's 'n roepstem vanoggend, daar's 'n roepstem in die strate, daar's 'n roepstem in die harte, daar's 'n roepstem, halleluja, daar's 'n roepstem, lebe shande, Rebakaya mama shaka mama shete, lekaraba shondolo boshianda, retemene boshaya mamande. Here, wie is ons genadig, my Here. Here, asseblief my God, wie is ons genadig? Wie is genade vir die wat die woord al gehoor het? Wie is genade vir die wat al kerk gehou was? Wie is genadig, Here, vir hom wat die woord ken? Wie is genadig, my God, vir hom wat bekeer was? Wie is genadig, my Here, vir hy wat my stem hoor? Halleluja, want ek weet dat die dag sal afspeel, en die Here sal hom herinner, dat waar was hy gewees? Glory, 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 glory. Jesus, 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 Jesus. Oh, ons lig ons hande op die plek. Ons lig ons hande op. En ons rig ons gedagtes dat die wat nog nie die Here ken nie. Ons rig ons gedagtes dat die, halleluja, wat nog die Here in hulle lewe moet hê en moet aanneem. Kom ons rig ons gedagtes daarna. Halleluja. Kom
Kom ons rig ons gedagtes daar na toe vanoggend.